Ons is weer veilig terug hier op Afrika bodem. En ek wil dadelik begin om vir julle almal ongelooflik dankie te sê. Dit was 'n riem onder die hart om soveel boodskappe te kry. Boodskappe van steun, boodskappe van gebed en omgee. Dit was lekker gewees om te sien hoe 'n gemeenskap regtig saam staan. En dit was 'n groot geleentheid. Dit was ook 'n groot sukses gewees. Indien mens daar rond stap in Amerika en Washington, dan kan jy nie anders as om onder die indruk te kom van die grootheid van Amerika nie. En om binne hierdie grootheid en hierdie groot wêreld moontlik te kon kom en ons saak daar te stel, was 'n wonderlike voorreg. Ons was daar in die Withuis, ons was in die Senaat, die Huis van Verteenwoordigers. Ons het gepraat met die Departement Buitelandse Sake, met dinkskrims, moontlike ambassadeurskandidaate, almal senior mense. En ons temas was deurlopend dieselfde. Die eerste ding was die indruk van die wêreld wat verander. President Trump is werklik besig om die orde in die wêreld heeltemal eintlik soort van te ontwrig. Hy gee weer 'n klomp westerse selfvertroue. Hy herstel 'n klomp ou waardes en hy skep weer ruimte vir die breë konservatiewe idee. Dis die eerste ding, 'n hele nuwe wêreld. Die tweede ding is 'n woede teenoor Suid-Afrika en dit het niks met die solidariteitsbeweging te doen nie. Dit het alles te doen met die ANC se roekelose beleidsrigtings. Die derde ding was die lig op die Afrikaner. Dit was vir ons aan die een kant vreemd. Hier sit ons in die Withuis en hulle praat met ons oor die Afrikaner, 'n klein gemeenskap hier in die suidpunt van Afrika, en 'n uitvoerende bevel van die president gee erkenning vir Afrikaners. En ons kon daaroor gesels. Ons kon ook gesels het oor Suid-Afrika, oor kwessies soos byvoorbeeld AGOA, wat die wet is wat tariefvoordele vir Afrika lande gee, en ons kon instaan, ironies genoeg, vir ons land se mense wat werk. Want die ANC kan dit nie meer doen nie. Hulle het 'n diplomatieke krisis, en wat hulle op die oomblik doen is eintlik om die krisis te ignoreer, in plaas van om die krisis te hanteer. Nou wat bring ons dan nou huis toe? Die eerste ding wat ons huis toe bring is die diepe besef dat die wêreld verander het en dat ons dit moet verreken. Vir ons skep hierdie nuwe wêreld nuwe vensters van geleentheid wat ons moet opneem. Die tweede ding wat ons huis toe bring is druk op die ANC en spesifiek op die ANC se beleidsrigtings. Deur Amerika, maar ook in die algemeen is Suid-Afrika se roekelose binne- en buitelandse beleid in die lig van die wêreld. Daar's druk op die ANC. Dis die tweede ding wat ons huis toe bring. Die derde ding wat ons huis toe bring is vriende. Vriende en bondgenote. Wat ons nie besef het ons het nie, wat nou sterker is as ooit van tevore. Ons as kultuurgemeenskap het 'n vriend van Amerika. En dit verander ons posisie ook. Dit gee vir ons ook kulturele selfvertroue. En dit bring ons ook huis toe. Want daardie kulturele selfvertroue gee vir ons die energie om te kan sê ons sal self. Wat ons ook huis toe bring is 'n diep besef dat die verantwoordelikheid vir ons toekoms is wel in ons hande. Wat president Trump doen is om klimaat te skep. Hy gee vir ons erkenning, iets ongekends. Maar Amerika lê nie wakker oor hoe die Afrikaner gered gaan word nie. Dis ons verantwoordelikheid en hulle het dit vir ons ook gesê. En toe ons hulle vertel van waarmee ons besig is, wat ons bou, 'n Soltech en akademie aan skole, veiligheidsinfrastruktuur, maatskaplike infrastruktuur, werksinfrastruktuur, was hulle regtig verstom. Hulle was beïndruk. En dit is julle. Dankie dat julle ons in staat gestel het om ook 'n bietjie te kon spog oor wat ons gemeenskap hier in die suidpunt van Afrika bou.
Wat ons nou moet doen is om selfverantwoordelikheid te vat, te bou dat dit klap, en ons moet voortgaan om die druk op die ANC te hou. En hier kom nog verdere druk op die ANC van Amerika ook, as gevolg van die ANC se roekelose beleidsrigtings. Laastens is daar mense wat skreeu en raas oor ons besoek. Nou dit is natuurlik net politieke geraas. Daar is baie politieke geraas. En dit is meestal hier aan die radikale kant en hulle kompeteer met mekaar oor wie kan die hardste skree, want hulle soek so 'n bietjie aandag onder hulle eie kiesers. Maar die politieke geraas vat ons nie ernstig op nie. Daar is mense wat nou klagtes gelê het oor hoogverraad by die polisie, maar dit is radikale politieke partye wat aandag soek. Ons het nie slapelose nagte daaroor nie. Ons dink dit is ongelukkig 'n bietjie misbruik van die regstelsel, maar dit is nie iets waaroor ons wakker lê nie. Ons is nou by die huis, en wat ons nou oor wakker lê, is harde werk, om vir ons mense 'n toekoms te skep, waarin ons vry, veilig en voorspoedig is. Terselfdertyd harde druk op die ANC, want ons wil graag beleidsverandering in die land sien. En ons doen dit nie alleen en geïsoleerd nie. Ons doen dit altyd met 'n agneming van wederwysige erkenning en respek vir almal in Suid-Afrika.